Baie dankie vir die verwelkoming. Goeiedag broers en susters. Ek moet eintlik sê die bitter einders. Lyk vir my as die jaar aan sy einde toe loop, dan dink die mense hulle moet 'n bietjie geloofsvakansie ook vat. Maar baie welkom dat julle hier is. Ons vertrou dat dit vir ons almal 'n geseënde ontmoeting sal wees met mekaar, met die Here. Die tema van die erediens, soos in die preek ook vervat, is vastigheid vir nou en koers vir die toekoms. Ek sien dit nou daar in die konsistorie. Ek dink dis die 3de jaar wat ek uitgenooi is om hier op oujaars voor na Kersfees, voor die nuwe jaar, die preek te hou. Maar nou lyk dit nie vir my of dit baie grond vat nie, want ek sien elke keer word die mense minder, maar dit is seker maar te wyte aan die prediker. Ons hoop dit sal vanaand anders wees. Broers en susters, die preek gaan oor die aanslag wat ons as Christene ervaar om Christene te wees. Daarom vastigheid vir nou en koers vir die toekoms. Kom ons begin met 'n lofsang. Ons sing Psalm 2:1, waar dit gaan oor die aanslag van die heidendom, sal ek maar sê, op God se heerskappy, sy koningskap, sy goddelikheid. Wat dring en dryf die wilde heidendom dat volke raas in opgewondenheid? Dan vers 2, maar God die Heer wat sy gedigte stoel bo sterre stig, sien van sy hoogtes neer. Hy lag en spot dat hulle so vrugteloos woel en magteloos verniet hul krag verteer. En dan vers 6, kom, dien die Heer en wees in hom verblyd met blydskap wat hom huldig as die Heer. Kom ons sing dit. Daarna sing ons, gewoonlik spreek die dominee mos die wotum uit. Ekskuus tog. Gewoonlik spreek die dominee die wotum uit, maar die wotum, ons hulp is in die naam van die Here, is die gewone formule, maar die wotum is eintlik iets wat die gemeente sê, waar deur hulle die diens aan God toewy. So ons sing vanaand die wotum, lied 151, die 2 verse, waar ons die diens opdra aan God en ook 'n gebed dat God sy werk in ons harte sal doen. Daarna ontvang julle die seën van die Here en antwoord daarop. Dan sing ons Skrifruiming 2-2 vers 1 en 3, waar ons ook weer God se koningskap en heerskappy bely, en dan bid ons saam.
genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, van Jesus Christus, die eerste een wat opgestaan het uit die dood, die Heer van die Here en die Koning van die konings. Amen. O Here ons God, baie dankie dat ons U kan ken, dat U aan ons bekend gemaak het, as daardie soewereine, almagtige God, die God wat die heelal in sy hand hou, die wette daarvoor bepaal het, wat die dinge bestuur soos U wil, maar Here ook, dank ons U vir die wonderwerk, dat U ons klein mensies raak sien, dat U elke kind van U ken, geroep het, by sy of haar naam. Dankie vir Christus Jesus, U Seun. Dankie dat ons sy geboorte kon herdenk die afgelope week. Vader, dis die grootste geskenk wat ons ooit kon ontvang. Die grootste openbaring van U Godheid. U wat anders is, gans anders as die afgode van die wêreld. O Here, help ons ook om U te ken, te vertrou, te aanbid, te dien. Help ons om vas te staan in hierdie tyd van die aanslag teen U koningskap, teen U waarheid. Ons bid veral vir die jong mense, Vader, wat blootgestel word aan die leringe van die koninkryk van die duiwel, wat voorgestel word as waarheid, voorgestel word as verlig, en terselfdertyd, Here, gebruik die duiwel al die dinge om jong mense te vang, ou mense te laat twyfel, om mense in sy mag te kry. Help ons dan vanaand om uit die woord te verstaan, hoekom ons in U glo, hoekom ons in U kan glo, mag glo, sal glo, wil glo,
Help ons Vader om die afgode raak te sien. Ook hulle die dwaalligte. Toe U die lig na die wêreld toe gestuur het, het die wêreld hom nie ontvang nie, hom nie erken nie. Maar dankie Here dat ons hom ontvang het, dat ons hom kan ken, omdat U ons liefhet. Seën ons dan nou as kerk, as individue, seën ons genadiglik as die koninkryk van God, uitverkorenes, toegerus is vir 'n taak en 'n roeping in hierdie wêreld. Mense met 'n boodskap vir 'n deurmekaar wêreld, 'n deurmekaar samelewing, mense met hoop. Help ons om dit uit te leef met woord en daad, dat dit werklik sal word vir ons bure, vir ons omgewing, vir al die mense in die land. Ons vra dit tot die eer van U naam. Amen. Broers en susters, ek lees uit Jeremia, hoofstuk 10. Jeremia skryf in die tyd toe die laaste oorblyfsels van die volk Israel, die stam van Juda en Benjamin, in ballingskap in Babylonië sit. En hulle baie swaar kry. Alle rede het om moedeloos te wees, moed op te gee. Jeremia 10, vers 1 tot 16. Luister wat die Here vir julle sê, Israeliete. So sê die Here, moenie die gewoontes van die heidenasies aanleer nie. Moenie bang wees vir die tekens aan die hemel nie, want dit is die heidenasies wat daarvoor bang is. Hulle voorskrif om 'n God te kry is sinloos. Hulle kap 'n boom in die bos af. Die ambagsman kerf dit uit met 'n bytel. Hy versier dit met silwer en goud. Met hamer en spyker slaan hy dit vas, sodat dit nie omkantel nie. Sulke gode kan net so min praat as 'n voëlverskrikker in 'n komkommerland. Hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Moenie vir hulle bang wees nie, want hulle het geen mag om goed of kwaad te doen nie. Waar is iemand soos U, Here? U is groot. Die mag van U naam is groot. Wie sou U nie dien nie, koning van die nasies? Dit kom U toe. Onder al die wyse mense, onder al die konings van die nasies, is daar niemand soos U nie. Hulle is almal gekke en dwaase, want 'n stuk hout kan vir 'n mens niks leer nie. Die silwerbeslag kom uit Tarsus, die goud uit Ufas. Dis die werk van 'n ambagsman en 'n goudsmid. Die afgode is geklee in pers en rooi wolstof, alles die werk van kunstenaars. Dan volg nou ons 2 teksverse. Maar die Here is die ware God. Hy is die lewende God, die koning vir altyd. Van sy toorn bewe die aarde, teen sy woede kan die nasies dit nie uithou nie. So moet julle vir hulle sê, die gode wat nie die hemel en die aarde gemaak het nie, sal van die aarde af verdwyn onder die hemel uit. Dit is die Here wat met sy krag die aarde gemaak het, wat met sy wysheid die wêreld gevestig het en met insig die hemel oopgesprei het. Wanneer hy sy stem laat hoor, druis die water in die hemel. Hy laat die mis opstyg van die eindes van die aarde af. Hy laat die weerlig slaan wanneer dit reën. Hy laat die wind uit sy voorraadskure uitkom. Dan sien elke mens hoe dom, hoe sonder kennis hy is. Dan staan elke goudsmid verleë met sy afgodsbeeld, want sy beeld is bedrog, daar's geen lewe in nie. Hulle is niks werd, gode, voorwerpe van spot, hulle vergaan as die tyd van afrekening kom. Die God van Jakob is nie soos hulle nie. Hy is die skepper van alles en almal. Israel is die volk wat aan hom behoort. Die Here almagtig is sy naam.
Broers en susters, die wêreld is begaan oor bedreigde spesies. Dit lyk vir my die mees bedreigde spesies op hierdie aarde is opregte Christene. Dit lyk of die ware kerk op die rand van uitwissing staan. Want die teenstander van God se waarheid, die teenstander van die kerk is so magtig, soos 'n tsunami kom die sekularisme en oorstroom die kerk. En Christene begin te dink, kan ons weerstand bied? Maak dit sin om weerstand te bied? Is hierdie aanslag nie onherroepelik, onomkeerbaar nie? En daarbenewens, behalwe nog die bedreigde spesies, Christene en getroue kerklidmate, leef denkende mense ook onder 'n wolk. Almal weet van die ekologiese krisis. Aardverwarming, besoedeling, die ozonlaag. Ons weet van toenemende siektes, kankers, ander siektes wat toeneem. Ons weet van kieme en bakterieë en virusse wat weerstand ontwikkel teen medikasie. Mense het gedink siektes nog goed sal verdwyn deur die slimmigheid van die mediese wetenskap en so voort. Maar 'n nuwe groter gevaar van superkieme en supervirusse is die gevolg van ons slimmigheid. Ons lees en weet en ervaar die toename in misdaad, korrupsie. Waar het 'n mens ooit gehoor van sulke goed soos hierdie ISIS of IS, die fanatieke moslim aanslag op Christene en onskuldige mense? Terrorisme. Waar 10 jaar terug, 15 jaar terug, was die mense nog absoluut optimisties oor die wonder van die reënboognasie in die nuwe Suid-Afrika. En vandag is die groot vraag, is ons op pad na 'n mislukte staat of is ons al daar? Dus, die slegte nuus is werklik. Daarvoor kan ons nie ons oë toemaak nie. Of dit nou is nuus oor die kerk en geloof, of dit is oor die wêreld, en of dit oor die klimaat, of oor die politiek, daar is rede vir kommer. Maar weet jy, ons het 'n bietjie perspektief nodig. Hierdie bedreiging van die kerk, dis niks niets nie. Ons Christene is gruwelik bederf. Die laaste, kan jy maar sê, omtrent 1600 jaar, het Christene in die westerse wêreld onbekommerd geleef. Om Christen te wees was in vir die meerderheid. Maar oor die wêreld, voor daardie tyd, was Christene bedreig, verag, vervolg, veronreg. Dit was moeilik om 'n Christen te wees. Veral ons in Suid-Afrika was beskerm teen die aanslag van die militante sekularisme en ateïsme. Maar die volk van die Here, die kerk van die Here in die 6de eeu voor Christus, daar was nou vir jou elende. Daar was nou vir jou gevaar. Daar was bedreiging. Die staat Israel was vernietig. Die Jerusalem, die stad van God, was verwoes. En die ondenkbare, die tempel, die huis van Jahwe, die verbondsgod, is gestroop. Sy skatte en sy werktuie weggedra na Babylon toe. Die roem van die volk, van die kerk van die Here, as bannelinge weggevoer, nooit weer terug te kom, sou die mense sê nie. Die groot twyfel. Is Babylon en sy gode dalk magtiger as Jahwe? Ons het mos op Jahwe vertrou. Hulle het vertrou op hulle gode. En kyk waar sit ons in die ellende. Die tsunami het ons gevat,
oorstroom, vernietig, verwoes. 'n Ander geloof. Moet ons nie maar die ander geloof aanneem nie. Die groot vraag is vir ons in hierdie nuwe jaar, moet ons nie ook maar realiste word nie. Moet ons nie maar deel word van die stroom nie. Skop en spartel ons nie te vergeefs teen hierdie aanslag nie. Maar nou, ek het net al gesê, daar's parallelle tussen die 6de eeuse kerk en ons vandag. Die groot parallel is, die God van Israel is nog vandag ook dieselfde. Die God van Israel is nog die God van ons, van die kerk ook vandag. En daardie God weet van dit alles. Niks gebeur sonder sy beskikking nie. En hy by monde van Jeremia laat vir sy volk weet, luister wat die Here vir julle sê, Israeliete. So sê die Here, moenie die gewoontes van die heidene nasies aanleer nie. Moenie bang wees vir die tekens van die hemel nie. Want dis heidene nasies wat daarvoor bang is. Nou het ek gesê, ek wil vanaand ons teksvers opdeel in 3 dele. Die ewige vastigheid, die bewys vir die ewige vastigheid en dan 'n sinvolle bestaan vir die toekoms. Kom ons kyk eers na die ewige vastigheid. Maar die Here is die ware God. Hy is die lewende God, die koning vir altyd. Die teksvers begin met 'n maar. Dit dui 'n teenstelling, 'n kontras, die antitese aan wat vooraf gegaan het. Waar beskryf is hoe mense afgode ontwerp. Nou ek weet vandag glo mense nou jy is meer so erg aan afgode wat gemaak is van hout en met silwer oorgetrek is nie, maar daar's ander afgode in ons koppe, in ons harte. Mense wat funksioneel, afgode wat funksioneel ons lewe beheers. Jeremia het 'n radikale ander antwoord, alternatief, maar teenoor dit alles, die oormag, die skynbare oorwinning, maar die Here is die ware God. Die ware God. Eintlik staan daar, letterlik, hy is die God van die waarheid. Met ander woorde, hy is die bron van alle waarheid. Waarheid kom van God af, van die ware God. En hierdie God is die Here, die verbondsgod wat hom verbind het aan Israel. Nie omdat Israel voortreffelik was, of sedelik, of wat ook al nie. Maar God het hulle gekies. God het hom verbind aan die Israeliete, aan die kerk. Julle sal my kerk wees. En in Deuteronomium lees ons dat God sê, ek het julle nie gekies omdat julle beter was as die ander volkere nie. Maar ek het julle lief gehad, soewerein. Hulle is God se volk, ondanks hulle swakhede en onverdienstelikheid. Hulle is God se volk, danksy God se radikale liefde. Hy verbind hom aan hulle, hulle verbind hulle nie aan hom nie. Dis die ware God, wat hom so openbaar. En dan staan daar, hy is die lewende God. Hier ook, nie die lewende God nie, maar die God van die lewe, of die God van lewe. Dus God is die bron van alle lewe. Hy is onafhanklik van lewe. Hy gee lewe. En dan, hy is die koning vir altyd. Swak vertaling. In die Hebreeus staan, hy is die koning van ewig. Nou, daar is 'n verskil tussen altyd of 'n lang tyd en ewig. In ons koppe dink ons aan die ewigheid as lang tyd. Die ewigheid is die teenstelling van tyd. Die vernaamste kenmerk van tyd is dit gaan verby, dit ontwikkel, dit gaan verby. Dit begin en dit eindig.
Voor die skepping was daar nie tyd nie, sê die slim mense vir ons. Maar ewig gaan nie. Dit vergaan nie. Dit het nie begin nie, dit eindig ook nie. Dit hou nie op nie, soos dit nie begin het nie. En hierdie God is koning vir ewig. Hy staan buite die tyd. Die tyd is 'n skepping van hierdie God. Hy is almagtig, hy is groter as enige ding. Nou weet ek, slim mense sal sê, ag Jeremia, wat weet jy nou? Almal weet mos vandag, jou teorie werk nie. Broers en susters, die werklikhede, is nie afhanklik van die populêre mening nie. Werklikhede is nie afhanklik van die wetenskap nie. Werklikhede is nie afhanklik van demokratiese besluite nie. Werklikheid is nie afhanklik van kultuur nie. Met ander woorde, wat Jeremia wil sê vir die kerk is, luister, wat die Babyloniese geleerdes ook al sê, hulle sterrewigelaars, hulle mense wat die tekens van die natuur bestudeer en daaruit die toekoms wil voorspel en daaruit afleidings wil maak van wat gaan gebeur en nie gebeur nie. Jeremia sê, daardie mense, daardie uitsprake, daardie aansprake bepaal nie die werklikheid nie. Dis net God wat die werklikheid bepaal, want hy is die werklikheid en die bron van alle werklikheid. Maar hierdie kennis van die ware God, hierdie totale afhanklikheid van hom, hierdie totale onmag van die mens. Paulus skryf aan die Romeine hoofstuk 1. Hy sê, alhoewel die mense God geken het, sy almag, sy alwetendheid, sy genade, het die mense dit nie ter harte geneem nie. Mense het nie gehou van hierdie God nie, wat heilig is en alles aan aanspraak maak op alles. Dus skryf Paulus, hulle vir hulle self gode gemaak, wat by hulle pas, wat hulle kon verstaan, wat kon tuin kry. God het hom nie geopenbaar dat ons sal verstaan nie. Hy het hom geopenbaar dat ons hom kan glo. Hy is bo ons verstand. Hy kan nie inpas in ons klein breintjies of in die kragtigste rekenaar van vandag nie. Dus Jeremia sê, maar teenoor al die werklikhede rondom julle en die aansprake, maar die Here is die ware God. Hy is die lewende God. Hy is koning vir altyd. Dit, broers en susters, is vir ons vandag ook nog altyd die enigste fondament. Dit is die ewige vastigheid waarop ons lewens kan bou. Al gaan die denkmodus verby en die wetenskaplike teorieë word verander en aangepas. Al lyk dit partykeer vir ons of daai God nie sin maak nie. Onthou, hy hoef nie sin te maak nie. Want hy sê, my gedagtes is hoër as julle gedagtes. My weë is groter as julle weë. Die klein mensie moet maar net sê, dankie Here, dat u self bekend gemaak het. God openbaar hom. Hy word nie ontwerp nie. Hy word nie aan kritiek onderhewig gestel om in te pas by menslike teorieë nie. Maar die Here is die ware God. Hy is die lewende God. Dis die fondament. Tweedens sal ons kyk na die bewys hiervan. Jeremia sê, want van sy toorn bewe die aarde. Teen sy woede kan die nasies dit nie uithou nie. Van sy toorn bewe die aarde. Die wetenskaplikes van Babylon het natuurverskynsels probeer verstaan, verklaar, om te sê hoe die natuurverskynsels gemanipuleer moet word in guns van die mense, hoe dat die sterre bestudeer moet word om te bepaal wat is goed en sleg
om nou te doen, of jy moet besluit of so. Maar die Here maak aanspraak op sy soewereine bestuur van dinge. Ja, ons weet hoe aardbewings deesdae ontstaan, plate van die aarde wat oor mekaar skuur en so voort. Ons weet hoe weerlig ontstaan. Ons weet waar kom donderweer vandaan. Maar wat ons nie weet nie, is hoe werk dit? Wie daardie wette gemaak waar volgens die dinge werk? Die wetenskap kan dinge verduidelik, maar hulle kan nie dinge verklaar nie. Wie kan vir ons werklik sê, wat is swaartekrag? Ons ken die wette van die swaartekrag. So, die Here, hy is die een wat dinge bestuur. Ons weet ons het die droogte in ons land vanweë die El Niño. Maar wie bestuur die weerpatrone? Wie ontwerp dit? Wie laat dit op 'n sekere manier funksioneer? Wie daardie wette gemaak? Wie verstaan daardie wette? Wie kan dit voorspel? So, broers en susters, God bestuur dinge, die natuur ook, om sy doel te bereik. En wyse mense is mense wat bang is vir God se toorn. Deur sy toorn bewe die aarde. Loop dinge verkeerd. Wyse mense erken God se aansprake, sy soewereiniteit wat hy verdedig met onmoontlike dinge wat vir ons ondenkbaar is. Wyse mense weet die oortreding van God se aansprake, die opstand teen sy koningskap, die ontkenning van sy reg, word nie verander deur wetenskap nie. Word nie verander deur ons eie vermoëns wat deur ons voorspoed wil verseker nie. Daar's uiteindelik dinge wat bo die vermoë is van die wetenskap of van wetenskaplikes. Teen sy woede kan die nasies dit nie uithou nie. Woede. As ons daaraan dink ons aan 'n maak en breek situasie, onbeheers. Maar God se woede is nie 'n emosionele, onbeheerste uitbarsting nie. God se woede is doelgerig, beheers. God se woede kom van goeie redes af en het goeie doel waarheen dit gaan. God se woede is gerig teen die dwarsboming van sy heilsplan met die nasies, met sy reddingsplan vir hierdie wêreld. Wat in die pad daarvan staan, word getref deur God se woede, word ontbloot vir hulle magteloosheid. En alle verset, verwerping van God se aanspraak is futiel. Hulle kan dit nie uithou nie. Die nasies kan dit nie uithou nie. Nou, wie is die nasies? Die nasies was vir die ou Israeliete Goyim. Dis die nasies, die enigste volk van God was Israel. Die nasies was die heidene, al die ander mense. Die nasies kan dit nie uithou nie. Hierdie woede van God. As God sy genade onttrek en sy woede loslaat, is die magtigste nasie soos niks. En as die nasies, as Israel, die volk van God, die kerk, om begin gedra soos die nasies, dan is daar geen aansprake wat hulle vrywaar van God se woede nie.
God se oordeel begin dikwels by die kerk, by sy eie mense, wat hom nie erken vir wie hy is, wat hy doen, sy aansprake, hoe hy homself openbaar nie. Uitwendige godsdienstigheid beïndruk God glad nie. Kerk toe te kom, jou Bybel te lees en te bid, en dit kom nie uit jou hart nie. God sien dwars deur dit. Hy maak aanspraak op jou hart. Dit is waar jou die harte van mense onderskei die mense op aarde van die nasies en die volk van God. Van die heidendom en die kerk. Dit gaan om jou hart. Hoe gedra jy jou? Wat is die funksionele motivering van jou lewe? Nie jou aansprake nie, maar wat aangaan in jou kop en in jou hart en in jou lewe. En die uitdaging vir ons as kerk, vir elkeen van ons vanaand as gelowiges is voortdurende selfondersoek. Ek sê, ek is deel van God se volk. Ek is nie deel van die nasies nie. Maar broers en susters, is dit waar in my hart en in jou hart? Selfondersoek. Dien ons God soos hy dit wil hê, soos hy hom openbaar. Johannes 4 vertel hoe dat Jesus met die Samaritaanse vrou praat. En hy sê, God is gees. En God wil in gees en waarheid gedien word. En Jesus sê, ek is die waarheid en die weg en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur God nie. Deur my nie. So broers en susters, die uitdaging vir ons is daar elke keer as jy na 'n preek luister, as ons kerk toe kom, ontstaan daar in jouself 'n heilige onrus. Is ek deel van God se volk? Werklik? Of is ek maar deel van die nasies? Met 'n uitwendige vernis van oordentlikheid en respektabelheid en sovoorts. Die laaste punt. 'n Sinvolle bestaan vir die toekoms. In hierdie situasie wat ek nou net beskryf het. Wat is in 2016 vir ons 'n sinvolle bestaan? So moet julle vir hulle sê, die gode wat nie die hemel en die aarde gemaak het nie, sal van die aarde af verdwyn onder die hemel uit. Dis ons taak. Ons moet vir hierdie tsunami van sekularisme sê, julle sal misluk. Opstand teen God is futiel. Want soos ons nou net gesien het, hy bewys homself. Die grootste rede vir ons bestaan is, ons leef as God se alternatief tot die valsgode. Ons leef as God se alternatief vir die nood van die wêreld. Hoe meer ons die afgodsdiens sien, wat moet ons doen? Ons moet nie saamswem met die stroom nie. Ons moet weerstand bied, meer verbeter, meer standvastig. In Johannes 1 staan daar, die woord was by God en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon en ons sy heerlikheid aanskou soos die van die Vader. Hy het gekom as die lig vir die wêreld. Hy het gekom na sy eiendom. En weet jy, broers en susters, as ons hierdie waarheid tot ons eie maak, dan kom daar die lig in ons en daardie lig straal uit en mense erken dit en sien ons is anders. Petrus sê, julle moet altyd bereid wees om rekenskap te gee, verduidelik te gee van die hoop wat in julle is,
van almal wat dit van julle eis. 'n Sinvolle, opwindende lewe in hierdie tyd bestaan nie in saamgaan met die stroom nie, want dit is bestem vir mislukking, vir verdoemenis, vir ontnugtering. Ons sien dit. 'n Opwindende bestaan, 'n avontuurlike bestaan, is om van die nasies te sê, die gode wat julle aanhang, is nutteloos, futiel. Bekeer julle tot die ware God en julle sal die lewe ervaar. Die oplossing vir ons as Christene in hierdie tyd is nie sintese, saamgaan nie, maar antitese, teenstelling. Ons moet die afgode leer ken, hulle ontbloot. Ons moet hulle onvermoë om uiteindelike werklikheid te verklaar, moet ons ken, en ons moet weet hoe om dit aan die mense te verduidelik. 'n Sinvolle verstaan word verseker wanneer ons die geskiedenis verstaan. Die geskiedenis, die botsing tussen die twee koninkryke en die twee konings, God, Satan. Die een, die koninkryk van God, waarvan die kerk 'n manifestasie is, wat voortbestaan ondanks menslike swakheid, maar omdat God ons liefhet, omdat God hom aan ons verbind het, en die ander koninkryk wat vergaan en misluk weens menslike aansprake op eie krag, op eie waarheid wat hulle ontdek, op gewaande soewereiniteit, ons kan doen wat ons wil, 'n vals geloof van ontwikkeling ten alle koste. Dis daardie gesindheid van daardie koninkrykse mense wat gelei het na die ekologiese krisis, na medisyneweerstandige kieme en bakterieë, virusse, wat gelei het na allerlei soorte van ideologieë, wat gelei het na korrupsie, na terrorisme. Ons roeping as mense wat die ware God leer ken en dien, is eerstens begin by onsself en by ons eie huise en by die skool wat die verlengstuk is van ons huise. Praat ons met ons kinders en kleinkinders oor hierdie dinge, oor die werklike werklikheid. Hoeveel van ons stel belang daarin om die leerplan wat sonder te blik of te bloos evolusionisme verkondig as wetenskap. Ons weet almal evolusie vind plaas. Maar evolusionisme is ideologie wat alles evolusionisties wil verklaar en wat sê die werklikheid is die produk van evolusionisme. En God speel geen rol daarin nie. Ek het so 'n paar jaar terug in Stellenbosch een oggend 'n preek gehad oor Genesis 1. En die probleem probeer behandel of daar 'n konflik of 'n Christen is daar 'n konflik tussen die natuurwetenskap en Genesis 1. En gesê daar's nie 'n konflik nie, want ons moet verstaan wat die Bybel wil sê en wat die wetenskap sê en wat die Bybel nie sê nie en wat die wetenskap nie sê nie. En daarna was daar nog 'n ewige bespreking onder die studente. Hulle het nooit geweet nie. Hulle het gedog jy is of 'n Christen wat Genesis 1 aanhang, Genesis 1 en 2, of jy is 'n wetenskaplike wat dit in die vergeetboksie sit en jy glo evolusionisme is waar. So, wat moet ons doen? Hoe moet ons bestaan sin gee? Broers en susters, ons moet in hierdie goed belangstel. Ons moet daaroor lees, ons moet ingelig wees en ons moet daardie inligting deurgee aan die mense wat oningelig is, ook die wat die naaste aan ons is. Tweedens, ons roeping is nie net in ons eie huise nie, maar ook buite.
teenoor die verdwaaldes, afgodedienaars wat dink hulle is slim en het die waarheid in pag, misluktes wat in die modder lê. Ons moet verkondig aan die immigrante wat oor die wêreld hierheen stroom. Nou die dag sê 'n vriend van my, dis daarom snaaks hoe Europa nou radeloos is met 3 miljoen immigrante. Ons sit met 3 miljoen in ons eie land. Ons moet sien, God het daardie mense hiernatoe gestuur. Ons as Christene moet vir hulle wys, daar's 'n alternatief. Hulle eie ideologie in hulle lande het misluk. Ons as Christene moet iets doen aan daardie mense. Hulle is gestuur deur God. Ons moet hierdie ware God en sy genade en sy hernuwingskrag en sy bestuur van mense en dinge verkondig aan afgedwaaldes. Dikwels afgedwaal uit onkunde, maar ook dikwels afgedwaal oor hoe die kerk hulle mishandel het in plaas van behandel het. Die optrede van dominees en van kerkrade en van Christene het dikwels mense weggejaag van die kerk af. Aan hulle moet die ware God verkondig word. Dat hulle hom leer ken en nie dink dat ons mense is klein gooitjies nie. Ek moet 'n nugtere beoordeling hê van my eie bestaan. Maak my bestaan sin? Is dit gerig op die ewighede? Of moet ek my bekeer? Moet ek my prioriteite hersien? Moet ek as doel van my lewe sien, ek wil inpas in God se plan? Of wat wil ek doen? Dit is belangrik, broers en susters. Vers 3 van die voorgelese hoofstuk. Hulle voorskrif om 'n God te kry is sinloos. Hoeveel afgodiese stelsels was daar in die wêreldgeskiedenis al? Elkeen het misluk. Daarteenoor, vers 6. Waar's iemand soos u, Here? U is groot. Die mag van u naam is groot. God bestaan. Ideologieë, afgodstelsels vergaan. Want die heidene dien gode wat hulle gemaak het. Die volk van God dien die God wat alles gemaak het. Die tragedie van die sogenaamde Christelik-Westerse beskawing is skriwend. Hoe dat weens die verraad teenoor die beginsels waarop die Christelike Westerse beskawing gebou is, deur die eeue gestaan het, 'n kultuur ontwikkel het wat wêreldwyd die grootste invloed uitgeoefen het van alle ideologieë of alle kulture. Hy wankel op sy laaste bene. 100 jaar gelede het die Duitse geleerde Oswald Spengler 'n boek geskryf, Das Untergang des Abendlandes, waarin hy verskillende beskawings en kulture ontleed het wat verbygegaan het. En waar hy voorspel het hoe dat die sogenaamde Christelike Westerse beskawing sal wankel en vergaan, omdat die fondamente, die pilare waarop dit gebou is, die waardes, is nie meer vir mense erns nie. Dus daardie superstruktuur, as die pilare weggeslaan word, kan dit nie die gewig dra nie. Dit ontval in. 50 jaar later het Francis Schaeffer 'n boek geskryf, How Should We Then Live? Waarna hierdie
voortgaande tragedie met dringender bewyse beskryf het. Een van sy disippels, Hendrik Rookmaker, het hier in die 80er jare of 90er jare 'n boek geskryf, Modern Art and the Decline of a Culture, waarin hy aantoon hoe dat kuns nog altyd die voorlopers was van wat gebeur in 'n kultuur. En waar hy dan moderne kuns, veral skilderkuns, maar ook musiek, ontleed. En die chaotiese daarin, in die skilderwerke van mense soos Picasso en also aantoon. Lees daai goed. Alwyn Plantinga, hy het ook uit 'n heel moderne oogpunt 'n boek of 2 daaroor geskryf, oor die hedendaagse situasie. Moderne afgode, wat ons kultuur insypel, maak die inploffing onafwendbaar. Maar daarom, juis daarom, het julle en ek 'n boodskap vir hierdie wêreld. Jeremia beskryf dit so. Die God van Jakob is nie soos hulle nie. Hy is die skepper van alles en almal. Israel is die volk, die kerk wat aan hom behoort. Die Here, die Almagtige, is sy naam. Dis ons boodskap wat ons in 2016 moet uitdra. En ons hoop is uiteindelik 'n onvernietigbare hoop. Petrus beskryf dit so in sy tweede brief, hoofstuk 3. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, wat God beloof het, en waar geregtigheid sal woon en God sal heers. Dis ons hoop, onwankelbaar. Amen. Kom ons antwoord hierop. Ons sing Psalm 1, verse 1, 2 en 3, waar beskryf word hoe salig die mense is wat op God vertrou, en hoe futiel dit is om op ander dinge te vertrou. Daarna bid ons.
Baie dankie o God dat ons sinvol kan bestaan in hierdie dikwels sinlose tyd. Vader, wil U ons elkeen inspireer met U waarheid, met die krag van U Gees, om te weet, U woord is onverganklik. U koninkryk vergaan nooit. U koningskap gaan werksaam na doel, die nuwe hemel en die nuwe aarde waar geregtigheid woon. Help ons om daardie hoop en sekerheid nie vir onsself te hou nie, maar dit te deel met 'n wêreld radeloos, 'n wêreld in nood, 'n wêreld in die donkerte. Dankie Here dat U ons stuur in ons swakheid en ons onbekwaamheid, maar dat U ons toerus met U woord en U Gees. Leer ons dan om nie bang te wees nie, maar met vrymoedigheid te sê, daar is hoop vir elkeen wat hom aan hierdie God onderwerp. Amen. Die liefdegawe word nou opgeneem, broers en susters. Broers en susters, ons sluit ons diens af, ook die jaar, met die gebed van die Here, ons Vader. Onthou dit begin, laat die koninkryk kom, U wil geskied, U naam verheerlik word. En dit sluit af, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot na alle ewigheid. Ons sluit ons diens daarmee af.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en julle sy vrede gee. Amen.